Goeiemôre, dit is Dinsdag die 15de April. Vanoggend lees ons saam Jesaja 49, vers 1 tot 7. Gister het ons Jesaja 42 gelees, waar die profeet gesê het, hier kom 'n diensknegt van die Here, wat eintlik 'n groot verskil sal maak, met genade sal optree. En hier in Jesaja 49 vertel hy hoe die diensknegt toegerus word deur God. Luister na my eilande, gee aandag afgeleë nasies. Die Here het my reeds geroep toe ek in die moederskoot was. Hy het my reeds my naam genoem toe ek in my moeder se liggaam was. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak en die skaduwee van sy hand het hy my weggesteek. Hy het my 'n geslypte pyl gemaak in sy koker en in sy koker het hy my versteek. Hy het vir my gesê, jy is my diensknegt, Israel deur wie ek my heerlikheid toon. Ek het egter gedink, te vergeefs het ek my moeg gemaak, verniet en vrugteloos het ek my kragte ingespan, en tog, die beslissing oor my lê by die Here. My beloning is by God. Maar nou, die Here het gepraat, hy wat my in die moederskoot gevorm het as diensknegt vir hom, sodat ek Jakob naam kan terugbring, sodat Israel vir hom byeengebring kan word. In die oë van die Here word ek geëer, my God het my krag geword. Hy het gesê, dis nie genoeg dat jy my 'n diensknegt is om die stamme van Jakob op te rig nie, om die wat bewaar gebly het van Israel te laat terugkeer nie. Ek gee jou as lig vir die nasies, sodat my heil sal strek tot in die uiteindes van die aarde. So sê die Here, die losser van Israel, sy heilige aan die sielsveragte, aan hom wat afstootlik is vir die nasies, aan die dienaar van die heersers. Konings sal dit sien en opstaan, ja, vorste, en hulle sal diep neerbuig. Terwille van die Here, hy wat getrou is, die heilige van Israel, wat jou gekies het. Hemelse Vader, dankie dat ons u woord kan ken. Dat ons die verhaal van Paasfees, Christus se menswording, sy lyding kan ken. Dat ons dit in die Ou Testament kan lees en weet dat dit reeds vervul is. Here, waar ons nou reeds in u genade en in u redding leef, mag dit ons lewens verander. Mag ons dankbaar onsself wy aan u. Mag ons ook in die wêreld getuies gaan wees van hierdie grootheid en goedheid. Dankie Here dat ons onsself met ons vreugdes en ons hartseer, ons nood en ons hoop, alles in u hande kan plaas, en weet dat u 'n hemelse Vader is, wat sorg en voorsien. Mag ons hierdie troos en hierdie almag, u teenwoordigheid so beleef, Here, maar ook uitleef van haar ander. In Jesus Christus se naam. Amen.